Hey, julle welkom by Vaskap. Woe, wat 'n dag. Ons het vandag bietjie by die Nyl gehengel. Ek weet nie wat hierdie plek se nuwe naam nie. Net buite kan die ou Potgieters is Mokopane dink ek, nee. Ja, Daai naam, daai plek, net buite kan die Nyl. Google die Nyl, by die ou Potgieters is ja. Wat 'n day. Vroeg op, vroeg klaar. Nou gaan ons 'n middagslaapie vat want ons is 3 uur vanoggend al op en ons gaan bietjie braai. Maar kom loop saam met ons hierdie dag, kom keer saam met ons kyk wat ons gedoen. Ons het lekker vis gevang. Ons het actually te veel vis gevang. Ja, julle moet nie nou slaap nie. Julle moet nou kyk wat het hier gebeur. Julle is aan syn. Dis aan Lekker. Stap saam met ons hierdie program. 2 dae ek terug en die jou lewe is weer op sy rug. Die visarend sing 'n lied van die vryheid waar die water my bied. En 'n rondloper word 'n pel as ek my storie vir hom vertel. Vandag gaan ek vis vang. Vandag gaan ek... Dit het nie lank gevat nie. Daar is koffie vir jou. Iemand is jealous. Ek het daai nice erokie aangesit. Uitsa. Maar ja, net eers opgesit, nie dou opgesit. Net die erokie, Ja. 'n bietjie laat opstaan. Ja, dit is 'n baie goeie idee hierso. Ek het maar eers die dou gedoen. Eerste visie vir die dag, eerste visie vir die oggend. Kom ons kyk wat is dit? Hoe nader hy kom, hoe swaarder raak hy. Ons hengel op 2 afstande. Ons hengel op 65 en op 95. Wel, dis my afstande. Wat is jou Ja, afstande? nee, presies dieselfde. Hier draai verskriklik baie vis en ek moet vir julle sê die Nyl is net iets anders. Ons is in Julie maand. Wat is vandag se datum die? 16de Julie. Kyk hoe staan ons, die baadjies lê in die kar. Ek gaan nou my langbroek uittrek want ons glad nie nodig. Nee, dis 4 warm hè. Lekker. Yes, maar wat 'n mooi venue. Ons het 'n mooi land. Ja. Mooi land. Nee, klim bietjie daar van die banke af en ry rond en kom kyk hierdie mooi plekke. Ja. Yes. Kom ons skep hierdie vis. 'n Mooi vis. Weet My jy, mieliebol is baie sag. Kom hy nou af ek wou nou net sê, hy het so vinnig buite nog eers tyd gehad. om te blus nie, ja. Wat lekker is hier by die Nyl, jy maak nie jou voete nat nie. Al wat nie hier na traksie piepie vang. Ja, Sy. Dankie Benna. daar sê Mata. Weg van die bal waar die gejaag na wind. As ons eerste visie vir die program. Man, not too shabby, seker so 3 kg karpie. 2,5 3 kilos. Hy het daai nice erokie opgetel. Net die erokie. Klein bietjie dazzled op die bolletjie gesit saam met 'n klein bietjie wa. En 'n bietjie duiwelstrak cheese en dan nice magic. Eerste visie. Gaan 'n fotootjie neem en dan sit ons hom terug. Vandag gaan ek vis vang. Vandag gaan Ja, byt Benna. Daar sê, dan vat hy papi. ek vis vang. Vandag gaan ek vis vang. Genade, hoe lekker voel dit. Ons noem hierdie lekkerder. Sit 'n baie mooi vis weer hier aan. Kyk, hierdie Nyl is bekend vir sy mooi visse. En mense is eintlik bederf. Hier is soveel visaktiwiteit vanoggend hier. Unbelievable. Die scenery, net die hele setup ongelooflik. En ek het hierdie ouetjie vang ek op hy 65 meters. En hierso hengel ons net een hoek. So ek het net 'n Raptor fluitie opgehad met 'n deegie. Ek het hierdie visie gevlous met daai Caramel XF. En net 'n bietjie bass op die bol. En voel regtig nou baie mooi vis. As mens nou net 'n penna gehad het wat jou help, sal dit werk. Help! Dit is redelik warm, maar is nog steeds winter in die dam. Ek het die voer redelik sag aangemaak. My bol het nie geblus nie, Benny se bol het nie geblus nie. En lyk my Benny wil ook voel die water. Dis 'n mooi vis.
nou hierdie massiewe langkarp. Ek vermoed dit moet maar een van die Kaap soos wat hier na die vloede bietjie saam met die water gekom het. Want die nylkarps, as julle net sien, lekker dik is hulle. Maar baie mooi vis en bly altyd 'n voorreg om hulle te vang. Die vlakstok waarmee ek hengel, se stroppie is reg om in te gaan. So op die hoekie het ek net 'n anys-eeroutjie, een van ons nuwe produkte. En dan daai ligte oranje is 'n klein bietjie wa. Dis ook 'n anysdip, 'n sagte anysdip en dan daai rooi is dazzled. Nou dazzled is so 'n mengsel van 'n bietjie duiwelstrek saam met 'n bietjie kaserigheid. En dis iets wat vir my baie goed werk. Toe ek vanoggend in die kiosk instap hier by die Nyl, toe is daar so kaasreuk wat daar hang. En toe dog ek, wat gaan ek vandag gooi? En baie keer gebeur dit met my. Ek kry daai idee, ek kry so 'n hint van hier stap jy in, hier ruik jy iets. As dit met jou gebeur, gooi dit, want 9 uit die 10 keer werk dit. Die stok het 4-5 minute gelede toe vang ek die eerste vis. So ek doen dit net weer so. Gaan nie vir Benny sê wat ek gegooi het nie. O, hy het gehoor. Maar gooi hom net weer so uit. Laat hom net so gooi. Kom ons kyk hoe lank vat dit hierdie keer. Willy. Benna. Kap hom, papa. Boom, chakalaka. Assai. Visie aan. Op die langstok, 95 meter. Moet sê, is baie aktiwiteit. Want het lyk of die visies bo is. En wanneer dit gebeur, moet jy maar net geduldig wees. Sit dalk 'n bietjie meer dip op, iets wat bietjie meer kleur in die water maak, wat jy hulle kan aftrek onder toe. Ek het dit nou nie hier gedoen nie, maar ek gaan dit nou definitief doen. Ek gaan iets gooi met lekker fluorescent. Benny, jou ander stok. Daar hardloop Benny se ander stok ook. Kyk, nou gaan dit lekker. Hy trek een stok uit, hy kap die ander stok. Beautiful vis. Ek gaan gou vir Benny daar skep. Ek gaan hom sommer net terugsit en vir Benny skep. Beautiful. Mooi kleure. En Benny het 'n otter daar. Kom sit hom terug. Okay. Water is koud hoor. Nee, hy is koud. Mooi vis. Jy bly hierdie langes vang. Ja, dit laat my baie myself dink, lank en slank. Ek dink is daai lang deggies wat jy opsit. Maar hulle beklei hoor. Ek sê vir jou, hy was al hier. Maar ek dink jy skep hom net. Ek sal hom skep. Bring hom vir my. Ek gaan nie in die water klim nie. Net een trekkie nog. Maar sê. Wel dan, mat. As jy een van die Nyl se mooi visse, seker 'n goeie 3 tot 4 kilo kapie wat ons hier gevang het hom op daai 65 meter gevang en ek hengel die Raptor fluitie met 'n klein DG daarop, dan daai Caramel XF en die bass. Maar gaan nou vir julle die presentation doen, dan kan julle sien waarmee vang ons hierdie mooi visse. So op die onderste hoek vat ek letterlik een Raptor fluitie. En soos julle sal sien, ons hengel hier so net met enkel hoeke. Dis die norm hierso. Hengel nie 2 hoeke nie, net 1. Haak hom net so deur. Ek haak hom net tot so in die draai. Wat ek wit DG wat Lou elke keer vir ons spesiaal maak. En ek rol hom net agter op die shankie daarso. Rol ek hom in.
net soos daai. En ek gaan hom nie in die bol druk, ek gaan hom so los laat hang, want ek wil hê hy moet net so om die bol wees, want nie hy moet in die bol wees nie. Dan op die bol sit ek die Bass Plus. So daar so is die Bass Plus. Net een spuitjie van dit. En dan die ander een is die Caramel XF, ook net een van sy spuitjie. Baie nice. Ek het verlief geraak op hierdie. Kyk aan, lovely. En dis die hele storie so. Van hier af gooi ek hom in 65 meter en dis waar ons hengel en al die vis op hierdie stadium kry. Ek kry sulke snaakse buite hier op my langstok. Ben nie kry rans. Men net hom so op en dan poep, val hy in die water. Ek weet nie wat gaan hier aan nie. Nou hoor hom net daar. Hardloop die mense wil sien of jy die ding kan trek, ou. Ja. Ag nee, daar word sy wiele pap. Boom, chakalaka. Kom ons kyk. Hy's daar. Dink jy weet al hy's gehaakie? Ek het op my langstok so 'n bietjie stout gewees. Ek het 'n aasveranderingkie gemaak. Ek het na 'n bodemasie toe gegaan en al wat ek daar doen, ek vat 'n Turbo Garlic Millipit, knip hom in die helfte, druk hom liggies in die bol sodat wanneer hy val, dat hy uit die bolletjie uitkom. En dan sit ek 'n klein bietjie Turbo Garlic op die bolletjie, saam met 'n klein bietjie Caramel XF. Of nee, sorry, ekskuus. Saam met 'n klein bietjie Ahmed. Ek sit dit saam op en that is that. Een keer bietjie Turbo Garlic, ander keer bietjie T-Rex, al twee garlic dips. Die T-Rex gee bietjie flora af en hierdie ene, ek dink ek gaan dit nou weer doen want hy het nou redelik vinnig gebyt. So Hakem het vir my gesê dat hy is die bestuurder by die Nyl dat die garlic pitte vang hulle baie keer van die groter kirpers op. So ek probeer 'n kirper vang. Alhoewel ek weet in die winter is dit moeilik, maar as jy 'n beter karper dit byt, dan vang ek vir hulle. Jy reg om te gooi? Ek gaan hom gooi, papa. Is dit jou langstok? My verstok. Wanneer jy haak raak gooi hierdie keer. Dit is net 90 meter, maar kyk, ons het nou al pret gehad, want ons ander stok hengel ons op 60 meter. Nou, wil jy nie te veel forsie, dan mis jy die 60, geval hy voor hom, dan gooi ek hom in die 60, gaan flip hy daai ding terug 45 toe. We had it all this morning. Maar as hy terwyl Benny ingooi en ek hier aan hierdie visie trek, maak 'n draai op ons Facebookblad, gaan like asseblief ons blad en ook ons Vaskap YouTube kanaal @vaskaptv of @vaskaphengel en want al hierdie programme wat julle hier sien gaan op YouTube ook wees en as daar mense is wat dit nie gesien het nie, 'n week na hy uitgesaai dan sy op YouTube, so dan kan julle dit daar kyk en as jy dit dalk gemis het, dan weet jy al die programme kom stelselmatig daarop. Dis 'n lekker nylkarpie, nie die grootste in die dam nie, maar in die middel van die winter vat ons hulle. Ek het hom gevang op daai garlic pit met die T-Rex en die Ahmed. Ek gaan gou opaas, dan wys ek vir julle wat presies ons daar doen en hoe ek hy millipit nip en nie te diep indruk nie. Ek maak seker hy kom uit as hy die water tref. So kom ons kry hom terug en dan vang ons nog een. Hallo. 'n Lekker ding van die Nyl is dat op elke swem kry jy een van hierdie matte. So fishcare hierso is baie belangrik. Dit is een van daai dinge wat dis 'n karphengel plek. So daar word regtig goed na die karpe gekyk. As jy die voorreg kry om hier te kom hengel, jy kan boek. Jy gaan nie vis huis toe vat nie. Jy gaan nie visse oppas en daar's 'n klomp reëls, maar ons sal vir julle op YouTube gaan ons vir julle die kontakdetail goedjies gee. So nou gaan ek eers hierdie vis terugsit want hy gaan my alles vol water spat. In my hand 'n Turbo Garlic Millipit. Ek dink hierdie is seker een van die sterkste garlic millipitte daar buite. Baie goed gegeur en lekker soet. So al wat ek doen, ek hak hom so op die kant
laat meeste van die pit op die buitekant van die hoekie sit. En dan al wat ek doen, ek vat die ronding van die hoekie. Ek druk hom net so en dan wikkel ek hom net so. So hoekom ek hom wikkel? Ek wil net seker maak as daai ding val, dan moet hy loskom. Jy kan hom net sowel ook los as jy nie die vertroue het om dit so te doen nie. En dan op die bolletjie. O nee, dis nie hy daai nie. Waar is hy? Waar is hy? Daar is hy. Bietjie T-Rex. So T-Rex is 'n lekker sterk, dik, taai, soet fluorescent garlic wat klou aan alles en hy gaan af tot op die bodem. En daaronder oes hy uit en Ahmed, man, Ahmed is Ahmed. Dit is een van daai geure wat ons nie baie hoor praat nie. En ook dik, taai, soet, rooi, groen, alles in die water saam. Kom ons vang nog 'n vis met dit. Lekker kombinasie, daai kombinasie sal enige plek in Suid-Afrika vis vind. Hello. Boom, garlic, double garlic met die pit, jou lekker ding. Ek moet sê, hy is nou besig om lekker moeilikheid te maak. En ons vang bietjie beter klasvis met dit. Met die ander stok vang ons die jongvis. Die Nyl is net eenvoudig een van daai damme wat super special is. Dus in die middel van die winter en die visies bly net byt. Wow, dit is lekker. Ons gaan nou 'n bietjie spomp, bietjie particle mix in die water sit. Dis ook een van die plekke waar jy maar bietjie kan voer as jy aankom. Die vis reageer baie daarop omdat dit 'n karp hengelplek is. Hier is baie ouens wat kom boilies hengel hierso en hulle is gewoond om te spomp en as hy spomp begin val, dan reageer die vis al op die klank want hulle weer is kos. So as die visies ophou byt, gooi so 4 of 5 spomps op die sommer particle mix en jy gaan 'n klomp vis vang as jy dit doen. So ons gaan dit nou doen en dan wys ons het dit vanoggend ook gedoen. So ons gaan dit nou weer doen. So dis nie nodig om voor die tyd te voer nie. Jy kan voer as jy by die dam aankom. Hierdie vis vat nou lekker lyn. Dis regtig 'n mooi vis. Benny het gaan walkabout. Ek weet nie wat hy gaan doen het nie. Maar hy is nie hier nie. Oei, kom visie. Die visse beklei verskriklik hard hier voor. Die water is baie diep hier voor. En hulle besef hulle is in die moeilikheid as hulle hier voorkom. Hier is 'n mooi karp. Regtig mooi kondisie. Moet sê hulle is nie vet soos wat ek gedink het hulle gaan wees nie. Maar hierdie vis is yskoud. Warm hier buite, yskoud daar binne, maar die hengel bly lekker. Hierdie beter vis eet daai double garlic mieliepitte. Ek gaan net aanhou om dit te doen. Bly voorreg om hulle te vang. Ons gaan gou-gou 'n fotootjie neem en dan sit ons hierdie vis terug. Ek sien Benny is aan met 'n vis daar. Hoopelik kry daai ene ook uit. Okay, dis nou redelik chaos. Want hier tik 'n vis aan en julle gaan nou sien daar's 'n vis aan. So, it's coming 2 by 2 now. Dis nie meer 4 by 4 nie. Sou nie chaos gewees het as hy nie gaan rondloop het nie. Hey, papa. Maar jy het darm vir ons iets gaan haal. Ek het. Darm die spomp goed gaan haal. Dankie Benna. Ja, nee. En wat gaan jy met daai spomp doen? Ek wil nou eers gaan 'n bietjie voer. Lekker man. Ja, want moeg vir klein visie. want as die byt so 'n bietjie afgaan en dit was eintlik wat ek gedink het, as die byt so 'n bietjie afgaan, laat ons net so 'n paar spomps gooi. Yes. En laat ons net weer daai vis bietjie triggle, skieurig maak en dan vang ons hulle weer, papie, maar dit lyk op hierdie stadium of dalk die spomp is bietjie met los. Ja. Gaan so maar gooi. Hier is 'n kleintjie. 'n kleintjie. Ja. Ook bederf om te sê 'n kleintjie is 2 kilo, nee. Ja.
hier's een van die twee visse wat so vinnig gebyt het, so as jy hulle vang, sit hulle terug, ons wil weer joy uit hulle hê. Oep, eerste enetjie in is hy. Hier is ons tweede vissetjie. Ons hy terug, reg vir nog 'n dag se hengel. Ek was 'n bietjie particle mix in die water sit nou. Dis nie regtig nodig om dit te doen nie. Ek dink dit ons is bietjie bederf. Maar ek wil graag kyk of ons kan groter vis vang nie. En dis 11:00 die oggend. Ons is amper klaar met hierdie program. So ek gaan lekker particle mix hier insit. In hierdie particle mix is daar tiger nuts, heelpit mielies, gebreekte mielies, hempsaad, rooi koring, wit koring, buckwheat, gewone koring, iets van alles, wit mielies, geel mielies. Ag, daar's iets van anders. Maar Benna, wat ek gaan doen, ek gaan so 'n bietjie van die sweet corn bol dip hier oorgooi. Okay. En hom net lekker deurmeng. En dit is dit. En die rede hoekom ek dit doen, die karpe in hierdie dam weet wat sweet corn is. Daar is die salted sweet corn, of is dieselfde as die salted sweet corn. As hy, kom ons gaan dan na vorentoe, dan gaan doen ons dit daarvoor. Ja, gooi so. Hierdie is 'n spomp, ek wil gou vir julle wys hoe hy gaan werk. So, hierdie spesifieke enetjie het ek in Italië gekry baie jare terug. So hy werk met magnete. Daar's 'n magneet en hier's 'n magneet en hy klap so op mekaar toe. Nou wat jy doen, jy sit die particles daar binne. Maak seker daar's niks wat op jou magneetjie sit nie. Klap hom toe. En glo van my of nie, nou kan jy hom gooi. En as hy val, daai wat hy val, laat hom oopgaan. Jou particles val uit, jy katrol terug. Doen dit weer. Ons gaan so 5 gooi. Net 5 op die 60 meter, nee. Ja, op die 60 meter. Net maar vir so 'n bietjie weer. Net om hulle aan die gang te kry. So kom ons gaan doen dit en dan kyk ons hoe lank vat dit vir daai visse om aan te kom. Kom ons gaan gooi hulle binne. Okay, so op my ander stok het ek vandag gehengel, niks anders as die Raptor nie, wat julle daar kan sien, en ek bedoel, dit moet jy al weet. Maar praat ek verkeerd een uit, daar is hy, Handspice 101, baie lekker kombinasie, hierso het ek 'n Kiana fluit, 'n deeg agter hom gesit, en hom hengel ek op hy 90 meter, nie so baie vis gegee soos die 60 meter nie, maar ja, vis is vis, ons het hy ook 'n klompie daar gevang. Terwyl Benna sy eerste stokke op die kortkol gooi, trek my lang stok weg. Jippie! Ek is ook reg om op die kortkol in te gaan. Hierdie voel nou 'n beter vis. Ons het nou daai paar spomps gegooi met bietjie van die particle mix. En ek wil amper sê klaar lewe. Kyk al Benna, sien jy hoe draai die visse nou al klaar in die omgewing. Voel nou mooi vis. Kom jy lyk nie so skryf. Baie dankie. Gewoonlik ching chong cha Benny met my vir dit. Gaan ons ching chong cha? Ja hoor. Alright, rock paper scissors. Rock paper scissors. Oh my soul. Okay, kom. Jy kan hom uithaal. Nou is al die druk op jou. 67 miljoen mense kyk nou vir jou, hoor. Benny, waar is die skep net? Zani, dis 'n groot. Jy moet nou mooi speel, hoor. Kom ons kyk of sy hom kan uitkry. Zani is van wat jou klap se naam nou weer? Walreef Hengelklap. Hulle is een van die borge op Vaskap en sy is een van hulle junior dames en sy hengel 'n hond uit 'n bos uit. En sy weet om te rock paper scissors, sy vat my vis. Ben jy het nog nooit in my gewen, hier kom jy en jy wen my. Kyk, kom vorentoe. Niemand gaan saam sou die wêreld vergaan en die son gaan staan sonder my sorge weg van die wolwe die gejaag na wind
dis by die huis. Well dan Johnny, hy het weer daai garlic, turbo garlic millipit opgetel. Lekker beklei, hè? Daar sy. Ons gaan hom terugsit. Bena, as jy aan. Dis die shortly van Ninel. Daar sy. Bena het sy eerste vis op die kortkol. Kom ons gaan kyk. Dit is 'n redelike vinnige oggend gewees. Ons het nou net daai particle mix ingegooi en nadat so rukkie stil geraak het, hierdie stok lê letterlik 5 minute nadat ons dit gegooi. Nie gehad ons. Boom, tjakalaka. Lekker. Visie aan. Ons is albei aan. Binne daai kortkol is nou weer aan die brand. Ja, letterlik wat 15 minute nadat ons daai voer neergesit het, daar's hy aan. Al twee stokke. Boom. 5 maat. 5. Jou horlosie is vinnig, myne is stadig. Man, dit voel al lank. Voel asof ons dag lank al visvang so baie het ons gevang. By die huis my kind, dis net ek en my sonskyn, langs die water, vandag gaan ek visvang, was net. Alright, daar's ons twee visse. Well done. Mooi vis binne. Kortkolvisse. Spompvisse. Particle mix à la walla. Anders 'n papa. Ja, as jy nou toe kom, doen dit gerus enige ander plek waar daar baie vis is. Gooi net 'n paar spomps uit met daai particle mix. Gooi hom net so uit die pak uit. Wham bam, thank you. Ma'am. Daar sy. Kom ons kry dit terug. Visvang, niemand gaan saam sou die wêreld vergaan. Ons het al meer as genoeg vis gevang vir 'n program. Kom ons moet baie sê ou. Sorry man. Probeer 'n bietjie energie kry want hierdie was baie vis gevang. Yes. Kort dag gehad. Lang kort dag. 3 uur uit Rustenburg uit. En 11 uur of 12 uur is die program klaar. Ja. Ek ben môre doen ons weer dieselfde. Ek kan hom. Ons het vir hulle gewag. Nou kan hy vir ons wag. Nee, ons het nie vir die vis gewag nie. Nee, ons het nie. Dis onregverdig om dit te sê. Ja. Hy kan maar loop. Dit was lekker geweest. Ons doen dit môre weer. Ons gaan 'n bietjie op 'n ander plek sit, maar ons gaan dieselfde probeer doen op 'n ander manier en bietjie meer tegnies hengel, kyk of ons die mense ietsie kan leer en dan vat ons dit van daar af. Ja, maar wat 'n voorreg hè. Dink jy hy gaan vinniger loop? Ons kyk. Daar's 'n paar mense daar buite wat nou gemal raak. Ek wil hierdie vang. Los hom Bena. Tot sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Arrivari, bye. Los my stok uit. Gaan die wolwe die gejaag na wind, dis by die huis my kind, dis net ek en my sonskyn, langs die water.